koningsstoel. Daar was eenmaal 'n tante van Pretoria wat geen kinders van haar eie gehad het nie. Maar sy was 'n moeder vir haar broers en susters se kinders en selfs hulle kinders. Hierdie tante kon pragtige klere maak en kos kook wat kinders hulle lippe laat aflek het. Haar geel aartappels was beslis jonk en oud se gunsteling dis. En wanneer dit etenstyd was, het sy 'n baie spesiale gebruik gehad. Die koningsstoel. Die koningsstoel met sy vierkantige sitplek en 2 trappies was geoormerk vir die jongste aan tafel. Toe dwergieman onlangs in Pretoria aangeland het, was hy self op soek na die stoel gemaak vir 'n dwergkoning. Die baardstoel van Tuine wou voorkom of dit die koning se troon sou kon uitmaak. Met sy donkergroen punthoed en kenmerkende sneeuvlokkie, sou dwergieman dit waag om die baardstoel te gaan uitprobeer. Terwyl hy tussen die ligplanthare gaan staan het hy die raad van die reuse vredeslelie gevra. Waar kan ek die regte stoel vir my dwergkoning vind? Toe hy nog nader gaan, het 'n klein stemmetjie op die bopunt van die lelie fluisterend gesê: "Gaan na die tuin langs die tuine. Daar sal jy die koningsstoel vind. En wie weet, dalk selfs die koning ook." Die sprinkaan het geweet waar hy dit sou kon vind. Dwergieman het haastig na die tuin langs die tuine vertrek. Hier het hy nie net 'n huis soos sy eie gevind nie. Hy is ook verwelkom deur 3 vriendelike helpers. Die helpers het onlangs self ook in Pretoria kom kuier, al die pad van Swede af. Dwergieman het vertel: "Ek is op soek na die koningsstoel." Haastig het Rooihoed hom geneem op die spoor van die reuse trappers. Hierdie spore sou al oralheen lei in die tuin langs die tuine. Verder en verder het hulle die groot voetspore gevolg, al dieper in die tuin in. Een tree het na die volgende gelei en 'n menigte koningsstoele sou volg. Rooihoed het gaan sit op 'n wasblaartroon. Sy wou by dwergieman weet: "Is hierdie miskien die stoel waarna jy op soek is?" Maar dwergieman het geantwoord dat dit te beknop was. Hulle volgende tree sou hulle verder op vetplantpaadjies neem, hierdie keer langs die woestynrose verby. Hulle het gestap en gestap. Dwergieman het hom aan die groen-grys blare en die knusvorm van die rose verkyk. Dit was gewis nie die fynblaar, kleurryke rose wat hy van sy eie wêreld ken nie. "Is hierdie miskien die stoel waarna jy op soek is, dwergieman?" "Nee, gewis nie, want die stoel is te hoog vir sy koning. Daar is boonop geen trappies wat na die bopunt toe lei nie." Hulle stap deur nog 'n vetplantparadys. Die plante groei is ryg, so ryg dat hulle skaars voor hulle kan sien. Slegs die punte van hulle hoedens steek uit. Rooihoed, Jukkelkous en Bruinstert gaan sit toe op die spekbome. "Wat hiervan? Is hierdie miskien die stoel waarna jy op soek is?" wou hulle weet. Maar nee, ook nie hierdies nie, want te veel konings kan op een slag hier 'n sitplek kry. Die koningsstoel het trappies en net plek vir die een jongste koning. Na die onsuksesvolle soektog in die vetplanttuin, het dwergieman die ander dwergies van die baardstoel wat hy in tuine gesien het, vertel. Bruinstert onthou toe van die baardfontein in hulle eie tuin. Maar 'n gordyn maak tog geen stoel uit nie. Die 3 manskap dwergies neem toe maar vir dwergieman na die agtertuin toe. Hier vertoon hulle hul draadbankie. Alhoewel pragtig krullerig, was dit gans te veel van 'n bankie en te min van 'n stoel vir een soos hy gesoek het.
Rooi het gedink sy die beste vir laaste gelos. Nou 'n hele entse verder stap, het sy langs 'n bruin sampioen gaan sit. Hierdie koningsstoel sou tog sekerlik vir 'n koning van die noordelike woud kon werk. Of hoe? Die res van die dwergies het aangestap gekom, so tussen deur die olifantsoorblare. Die blare het herinner aan die wit vredeslelie waar dwergieman se soektog begin het. En alhoewel die blare goeie skaduwee gebied het, wou dit nie lyk of daardie klein sprinklaan werklik geweet het waar dwergieman 'n koningsstoel sou kon vind nie. Bruinstert en Hekelhoed het voorgeloop, opgewonde om Rooihout se woudkoningsstoel te gaan sien. Maar eindelik was hierdie sampioentroon gans te droog vir dwergieman se koning. Desperaat het die dwergies nog voorstelle gemaak. Is hierdie miskien die stoel waarna jy op soek is, dwergieman? Maar die waaierblare aan die volgende stoel sou die noordelike koning gans te koud laat kry. Maar toe, skielik, eintlik effens versteek, gewaar dwergieman die rooiste rooi. Die blommepragt was fyn. En net vandag het hierdie hibiscus in rooi geblom. Hy het nader gegaan, sommer baie nader. Hier ergens sou hy sy koningsstoel vind. En daar was die koningsstoel. Dit was nie groot genoeg vir 2 nie, maar net vir 1. Dit was hoog, maar die blare trappies het daarheen gelei. Daar was son, maar die troon self was in die skaduwee. Hierdie blommetroon was kraakvars, glad nie droog soos die sampioen een nie. En hierdie troon was die perfekte plek om aan te sit vir 'n koningsmaaltyd. En wie sou alreeds daar op die koningsstoel sit? 'n Klein, fyn pitsprinkaan in die hoogte van die takke. As jy mooi sou kyk, sou jy hom sien. Onderste bo sit hy en wag, doodstil. Hy wag vir 'n koningsmaaltyd op sy eie koningsstoel. Hy is die koning van Dwergieman. Daardie sprinkaanfonteine was toe reg. Die tuin langs die tuine het nie net die regte koningsstoel gehad nie. Die koning was sommer al reeds daar, gereed vir tante se maaltyd. Of dit geel aartappel sou wees, dit weet ons nie. Maar kort voor lank sou hy lekker